Dit is vir my 'n kosbare voorreg om saam met jou te kan kerk hou vanoggend. Mag dit vir jou ook wees, dat as jy vanoggend God se woord hoor, dat jy weet dis die Here self wat met jou hart praat, en mag dit ook in ons harte styf vasgemaak word, as ons dit saam met mekaar hoor. Kom ons begin vanoggend se erediens. Ons begin dit deur saam te sing uit Lied 164, die eerste en die tweede strofe. Daarna groet ek jou met die seëngroet van God, en dan gaan ek vir jou vra om te bly staan. Ons gaan eers vanoggend ons geloof saam bely, en dan antwoord ons die 250 met die wet, en dan die 590 as ons lofsang vanoggend. Wil jy sing saam met my Lied 164? Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Geliefde, bely saam met my jou geloof in jou hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing Lied 250 en ons sing die eerste, die tweede en die derde strofe om te sê dat ons God se wet ook in hierdie oggend sing dit saam met my.
plaas. Wat sien julle op die bord? Dood. Ek ook. Ek sien ook niks, maar julle moet niks sien. Het is eintlik 'n bietjie donkerder gewees het. Nou ek gaan vanoggend vir julle 'n gedeelte lees van die skepping. En alles was donker. En toe sê God, laat daar lig wees. En van toe af, as lig skyn, dan is dit nie meer donker nie. En baie keer dan vergeet ons hierdie gedeelte. En dis 'n bietjie, weet jy wie klein ouetjies, ek gaan dit maar sommer sê, gaan julle nie vra nie. Sien julle slim is ek. Alles het lig nodig, nê, om te groei. As daar nie lig is nie, dan kan plante nie fotosinteer nie. En as plante nie kan fotosinteer nie, dan kan niks op hierdie aarde lewe nie. So daardie lig wat God gemaak het, is die begin van lewe. En vanoggend gaan ek so 'n paar keer dit vir jou sê, al is dit donker in ons lewens, dan sê God hierdie woorde, laat daar lig wees. Ons het 'n liedjie gehad toe ons klein was wat gesing het, ons moet ons liggies laat skyn. Ja, God is die maker van alles. Daar was niks, en toe maak God alles. Maar om alles te maak, was daar lig nodig. As ek en jy vanoggend hoor, dan stuur God ons. En hy sê, ek en jy is die lig van hierdie wêreld. En dan gaan ek afsluit en ek gaan vir jou sê, Jesus het vir 'n klomp mense wat rondom hom gestaan het gesê, jy steek nie 'n lig op en dan sit jy hom onder 'n emmer. Eintlik sê ons vir mekaar, jy het nie die voorreg om met God se lig te leef en jy maak nie lig. Ek lees vir jou vanoggend, geliefde, hierdie gedeelte uit Genesis 1 vers 1 tot 3. Genesis 1 vers 1 tot 3 met die tema of die onderwerp vanoggend, laat daar lig wees. God se skepingswerk is die opskrif van hierdie hoofstuk in Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Tot sover wil ek vir jou lees vanoggend. Mag die Here elkeen van ons met sy woord seën wat ons vanoggend in ons harte nodig het. Mag jy vanoggend van God hoor wat jy na sy huis toe gekom het om te hoor. Geliefdes, voordat ons aangaan met die prediking, wil ek graag saam met jou bid, so kom ek saam. Here ons God, so baie keer staan ons in hierdie wêreld en teenoor hierdie wêreld. En dan lyk sake maar vir ons donker. Dan lyk dit maar vir ons asof daar moeilik is dat daar lig kan skyn. Maar waar ons die fout maak is dat ons verkeerd kyk. Want ons kyk vir die donker en ons sien nie die lig nie. Want U beloof vir ons in hierdie wêreld en hierdie skepping sal U lig nooit ophou skyn. Sal U nooit ophou om almagtig die skepper te wees van hemel en aarde nie. As U opdrag gee vir hierdie kosmos, dat daar moet lig wees,
Het daardie lig nie 'n ander oorsprong as U nie. U is die maker daarvan. En ja, Here, alles luister vir U. Alles hoor U stem. En daarom bid ons in hierdie oggend. Laat U lig in ons skyn. Laat U lig in ons wêrelde skyn. Laat U lig, o God, so in ons skyn, dat ons nie anders kan as om daarvan te skyn. Maak ons die draers van U lig. Ja, ons weet, dit vat nie die donker altyd weg nie. Maar die donker kan nooit lig oorwin nie. Die bose en die seer kan nooit U liefde oorwin nie. Dankie dat ons vanoggend daarin vrede kry. Dankie dat ons vanoggend ons harte daarin kan laat rus. Maak dit nou stil in ons binneste. Praat met elkeen van ons se harte, wat ons wil vir U luister. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend wil ek met jou oor hierdie 3 verse van die begin van die skepingsverhaal praat. En ek wil dit vir jou, met jou praat, dat ons weer die almag van God sal verstaan. Dat ons weer vir mekaar sal kan sê dat hierdie skepping wat ek en jy beleef, hierdie wêreld wat ek en jy beleef, nie 'n toeval is nie. Hierdie wêreld wat ek en jy inleef, nie sommer maar net is nie. Dis God, die almagtige skepper, wat gesê, hy gaan dit skep, en toe doen hy dit. Nou as ons die skepingsverhaal in die Bybel lees, dan moet ons een ding onthou, want die mense wat nie wil glo soos ons glo nie, wil baie keer van hierdie 'n wetenskap les maak van hoe lank en hoe ver en hoe groot en wanneer. Dis nie die Bybel se doel nie. Die Bybel se doel met die skepingsverhaal is nie om die wetenskap agter die skepping te verstaan nie. Dis nie 'n wetenskap handboek nie. Die Bybel beantwoord ook nie wetenskaplike vrae nie. Die Bybel vertel ons hierdie verhaal om eintlik vir ons so 'n bietjie stil te maak en te sê, ek wil hê jy moet weer onthou. Jy moet weer in hierdie oggend saam met 'n klomp ander weer besef dat God die skepper van alle dinge is. Ek het net met die kinders gepraat en vinnig gesê van fotosintese. As jy so 'n bietjie van die natuurwetenskap gaan leer, dan sal jy ook leer dat geen materie in die aarde of in die wêreld kan vernietig of geskep word nie. Ja, materie kan van vorm verander, water kan stoom word, maar die materie bly presies dieselfde, want dit wat God gemaak het, het hy gemaak. Wat is die doel van hierdie verhaal dan? Die doel van hierdie verhaal is dat ek en jy vanoggend weer kan hoor dat God, die almagtige skepper, sê, daar moet lig wees. En daarna volg daar 'n klomp ander dinge en ek en jy is ook deel van daardie skepping, want op 'n dag het God besluit dat ek en jy in ons ma se moederskoot gevorm moet word. God het alles wat jy is, alles wat jy kan sien, van die begin af gemaak. Alles is syne. Dis eintlik waaroor hierdie verhaal gaan. Hierdie verhaal wil so 'n bietjie die mensdom laat stil staan en sê, ek wil jou weer vertel van God. Hy wil my en jou in hierdie oggend in ons wêrelde waarin ons leef so 'n bietjie laat stil staan en weer laat besef. Alles
Alles is gemaak deur God. God is God. Hy is die skepper. Hy is die begin. Die skepingsverhaal in die Bybel het so 'n bietjie laat ontstaan, en as ons dit sê, dan sê ons eintlik is dit so 'n bietjie laat in die geskiedenis oorvertel. Dis eers met die ballingskap wat hierdie skepingsverhaal gedeel geword het van die Bybel en die geskrifte. Die volk van God is in ballingskap. En ons het al baie keer dit vir mekaar gesê, hulle is weggevoer deur 'n vreemde volk en hulle bly in 'n ander land, ver van hulle huise en hulle plase en hulle werke en hulle werk soos slawe. Maar in daardie land kry hulle te doen met die gode van daardie volk. Hulle voel in hulle harte dat God hulle so bietjie in die steek gelaat het. Hulle voel in hulle harte dat God hulle in ballingskap laat ingaan het, omdat hy dalk nie sterk genoeg en groot genoeg is nie. En dan die skepingsverhaal, wat sê, ek is God die skepper. Ek is God wat alles gemaak het. Die skepingsverhaal wat eintlik sê, daar is nie 'n ander God soos hy nie. Van toepassing verseker op my en jou lewe. Partykeer dan voel ons so 'n bietjie in die steek gelaat. Partykeer voel ons dat ons by wyse van Spreuke so 'n bietjie op 'n ballingskap is, ver van God en weg van alles wat vir ons goed en mooi is. En dan sê God, hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Hy laat nooit toe dat hierdie skepping wat hy gemaak het, nie meer sy skepping is nie. En dis hoekom die Bybel toe begin, en hy sit hierdie 3 verse reg in die begin van die Bybel, dat sake so mooi reggestel is vir die res van God se woord. Ek is die maker, sê God. Alles wat hier volg en wat hier beskryf word, is myne. Hoe ek dit gedoen het, is myne en my plan en my manier. Sodat ons, die volk en almal wat op hierdie aarde lewe, weer kan besef wie hierdie God is. Hierdie God is die almagtige skepper van alles. Die aarde was woes en leeg. Die aarde was donker en niks kon hier gebeur nie. Daar was geen kans vir lewe in hierdie aarde nie. En hy sê, laat daar lig wees. Laat dit begin gebeur. Waar hierdie lig vandaan kom, is net van God af. Dit het nie 'n bron of 'n oorsprong. Dit kon nie deur iets anderster gebeur het nie, want dit is te groot en te almagtig. En hy maak dit sodat ons kan lewe. Ek wil hê vanoggend moet ons hier weggaan en weer hoor, ons lewe in God se skepping. Jy en ek lewe in alles wat God gemaak het. Ek en jy lewe in God se hand. Niks wat daar buite gebeur of rondom ons gebeur of al is dit in die ruimte gebeur is buite hierdie teenwoordigheid van God nie. Want dit alles is God se. Ek wonder partykeer as ons hierdie wêreld beleef en dit is so bietjie gebreek, so bietjie donker,
Of ons nie te maklik terugstaan en begin dink dat dit anders is nie. Om die voorbeeld van die volk te gebruik, ek wonder as ons in ons lewens leef en die gode van ons tyd lewe en is hier rondom ons, of ons ook baie maklik miskien na daardie gode kan kyk en kan wonder of dit nie dalk groter en beter is nie. Dis wat die mens van die begin af gedoen het. Die mens kies weg van God. Die mens kies onafhanklik van God. Maar God nooit klaar geskep nie. Hy stuur sy seun Jesus Christus om weer te kom oormaak. Om weer te kom lief hê. Om weer dit wat ons as mense met ons onafhanklikheid verniel het, te kom herstel. Ja, en as Jesus Christus uit die dood uit opstaan en hy die dood oorwin met 'n ewigheid van genade en liefde, dan sê hy, julle moet die lig van hierdie wêreld gaan wees, want ek het julle vrygemaak. Ja, hy sê soos sy Vader, hy sê, laat daar nou lig wees. Laat daar uitkoms en vrede wees, want julle sonde kan nooit meer groter wees as my liefde nie. Elke een van julle is vry. As jy vanoggend in jou wêreld hierdie boodskap hoor, van God wat sê, my liewe kind, ek wil hê jy moet hoor dat ek die skepper is. Ek wil hê jy moet hoor dat ek almagtig is. Ek wil hê jy moet weer hoor dat alles myne is. As ek en jy dan na ons wêreld kyk, dan lyk dit mos anders. As ek en jy dan na ons wêreld kyk, dan moet ons sien dat dit God se is. So kom geliefdes, dat ons nie so na die duisternis kyk, dat ons die lig nie raak sien. Dat ons nie so na die wêreld kyk en so gewoond raak aan die wêreld en die lewe, dat ons nie meer vir God raak sien. Want God is by jou. God is in jou. Alles wat daar buite is God se. Vanoggend die opdrag, gaan en laat daar lig wees. Laat daar lig wees waar jy leef. Gaan dra die lig. Jesus sê vir sy disippels, as ons die donker wil laat weggaan, dan steek ons 'n kers aan, of ons sit 'n flitslig aan, of ons sit 'n lig aan. En as daar die lig skyn, dan kan dit nie meer donker wees nie. Maar 'n mens steek tog nie 'n lamp aan en sit hom onder 'n emmer nie. En dan het daardie lamp nie waarde nie. Ek en jy het die lig in ons. Ek en jy het die liefde en die vrede en die genade en die vergifnis in ons. Ek en jy het vanoggend alles in ons om te gaan lig wees. Die vraag is, hoe? Die vraag is waar? En die antwoord, net daar waar jy leef. Net daar waar jy is. Laat God se lig uit jou uitskyn. Laat God se lig uit jou uitborrel. Die wêreld is donker. Partykeer is ons
gedagtes in ons harte en ons menswees donker van seer en swaar en pyn en moedeloos en hooploos. Maar daar skyn altyd 'n lig. En onthou, duisternis kan nooit lig verdryf nie. Maar lig verdryf duisternis. Kom ons gaan kies dat ons oë die lig sien. Kom ons gaan kies om weer hierdie almagtige Skepper en sy skepping raak te sien. Kom ons gaan kies, as ons al die sisteme hier buite sien en al die dinge wat vir ons so groot lyk, om te weet, ons God, hy is die almagtige. Hy is die skepper van alles. Alles is syne. Mag jy en ek hier weggaan vanoggend en mag ons gaan lig wees. Want dit is waarna toe God ons stuur. Mag God jou seën met 'n klomp plekke om dit vandag en môre en oormôre voluit te gaan doen. Mag God by jou wees. Amen. Geliefdes, ons sluit vanoggend se erediens af deur saam met mekaar die Onse Vader te sing. Dis ons slotsang, so vra vir jou om saam op te staan en die Onse Vader te sing. Ontvang nou God se seën. Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.